Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie net ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Ons is in Jesus Stories 85, soos jy vir die eerste keer lees, ons praat oor Jesus. Die oomblik wanneer hy jou red en in jou 'n begeerte sit om hom te ken, dan leer ons hom ken. En om hom gered te wees en om hom te ken is sinoniem. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie. Dis dieselfde ding. Hy sit in jou 'n begeerte om hom te ken. Jy word gebore met 'n begeerte vir jouself, jy's selfsugtig, jy wil net jouself ken, jy wil net doen wat jy wil doen. Maar as jy gered word, maak hy 'n nuwe mens in jou binnekant wat hom begeer en hom wil ken. En hoe leer jy iemand ken? Jy kyk na wat hy gesê het, jy kyk na wat hy gedoen het. En ons kyk spesifiek na wat Jesus gesê het en wat hy gedoen het. Wat hy gesê het is, Johannes 12 sê vir ons, hy het net gesê wat die Vader gesê het, en Johannes 5 sê, hy het net gedoen wat hy die Vader gesien doen het. Want hy was vir geen ander rede op die aardbol nie, behalwe om ons voor te stel aan God die Vader, aan die skepper van die heelal, die soewereine God wat almagtig en alwetend en alomteenwoordig is te alle tye. Dis hoekom hy hier was. Hy het nooit geleef vir sy eie heerlikheid, hy het net geleef vir sy Vader se heerlikheid. Wat vir my en jou ook sê, as ons gered word met 'n begeerte vir God, begin ons ook net leef vir God se heerlikheid. Ons hele prioriteit in ons lewe raak om te sê wat hy sê en te doen wat hy doen. En dis hoekom ons hierdie reeks doen. Dis waaroor dit als gaan. En toe ek hierdie gedeelte lees, ek het hom al laasweek gelees, soos julle weet, vir die wat laasweekie was, ons het so tussen in 'n preekie ingegooi wat nie kronologies gevolg het op hierdie een nie. Toe het ek laasweek en hierdie week aan hierdie ene gewerk en die een gedagte wat die hele tyd in my kop opgekom het was hierdie ene. Niemand hoef jou te leer om lief te wees vir jouself nie. Niemand hoef jou te leer nie. Inteendeel, nêrens in die Bybel staan daar jy moet lief wees vir jouself nie. Tog neem die Bybel aan jy is lief vir jouself. Want ons 'n reël wat sê, hê jou naaste lief soos wat jy jouself lief het. So die Bybel neem aan jy het jouself lief, want in jou eerste geboorte word jy gebore en jy is jou prioriteit. Jy's lief vir jouself outomaties. Mense kan sien julle is lief vir julleself. Kyk hoe mooi lyk julle vandag. Van julle het baie lank in die spieël gekyk. Jy's lief vir jouself. Almal is lief vir hulle self. Jy prioritiseer jou eie belange en ideale en drome hoog op die heel hoogste op jou prioriteitslys. Daar's geen beperking aan jou liefde vir jouself nie. Nooit nie. Jy het respek vir jou eie tyd. Jy respekteer jou eie plesier en gemak. Jy het tyd om na jou eie gedagtes te luister te alle tye. Enige tyd oral. Jy laat jouself toe om te droom. Net sodra jy die geleentheid kry, want dis so lief vir jouself het. Inteendeel, hierdie is so dat, dis so manifesterend in elkeen van ons se lewe elke dag, dat toe Paulus oor die huwelik praat in Efesiërs 5, toe sê hy, mans, julle moet julle vrouens so lief hê, soos wat julle julleself het, want niemand het nog ooit homself gehaat nie, jy voed en versorg jouself. Wat beteken? As jou vrou sleg lyk, is dit jou skuld. As sy nie goed gevoed en versorg is nie, en haar shampoo is duurder, en haar make-up ook. Is net haar skoene wat bietjie goedkoper is as joune. In elk geval. Maar dis so lief ons onsself het. Ons het geen beperking aan ons lief. En hierdie een ding wil ek net gou vir jou tuis bring. Het jy agtergekom hoe vergewensgesind jy is teenoor jouself? Ja, maar daar's niemand met wie ek so geduldig is soos myself nie. Ek sukkel altyd met ongeduld wanneer dit by ander kom, maar wanneer dit by myself kom, ja, ek raak ongeduldig baie keer vir myself, en as ek lank genoeg dink, dis nooit regtig my skuld nie, ek is altyd, die kas was in die pad, so ek ruk hom af, jy weet, en as ek na die tyd, dan dink ek, die kas kon nie regtig help nie, weet jy?
Ons is so vrygewensgesind teenoor onsself. Ons vertel vir onsself stories wat ons laat beter voel oor onsself en dis hoe lief ons onsself het. Ons glo altyd die beste van onsself. Ek kon nie help nie. Was nie my skuld nie. Dis hoe lief ek myself het. Geen wonder die Bybel sê, hê jou naaste lief soos jouself nie. Nou raak dit ewe skielik baie moeilik. Ek wonder of dit ooit bereikbaar is. En as jy daai plek bereik, het jy die regte plek bereik. Dis hoekom die Here hierdie wet vir die Jode gegee het. Hê mense lief soos jouself. En hulle het agtergekom, hulle kry dit nie reg nie. En dit is baie maklik om vandag deur daai lens te kyk en te sê, maar hulle was nie op die regte plek nie. Hulle was dik onnosel. Hulle het nie die Here se stem gehoor nie. En jouself daarvan kwyt te skel, want jy's lief vir jouself. Maar ons is vandag daai en daai skoene. So moenie vandag iemand elmboog en sê het jy gehoor nie. Die van die vrouens wat nou julle manne geelmboog het hierso. Moenie vandag dink hierdie preek is vir dit mag dalk vir iemand anders wees, maar eerste plek is dit vir jou want jy is vanoggend hier. Niemand hoef jou te leer om lief te wees vir jouself nie. Jy het geen perke wanneer dit by jou kom nie. Ons is salig onbewus daarvan. Tensy jy een of ander sielkundige krisis beleef wat werklik is, dat jy regtig nie kan lief wees vir jouself nie. Dat jy jouself wil seermaak. En ons bereik, dis nie oor die algemeen die waarheid vir mense nie. Dis 'n sielkundige ding. Maar ons word oor die algemeen almal gebore met liefde vir onsself. 'n Oormaat daarvan. Dis hoekom die Bybel jou nie eens leer om dit te doen nie. Nou die inleiding van vandag se gedeelte waarvan Jesus praat is liefde vir jou vyand. Nou ek moet net vinnig vir julle konteks hierso gee voordat ons begin. Ons is in Jesus se bergpredikasie, so dis al die belangrikste goed wat hy gesê het oor al die preke wat hy oor die 3 jaar gepreek het, wat Matteus gevat het en hy het in een preek gaan indruk, wat ons in Matteus 5, 6 en 7 lees oor 3 hoofstukke. So is al die belangrikste goed, en hy begin sy preek deur vir ons te verduidelik hoe lyk iemand wat werklik gered is. En dan begin hy die mens se wêreld wat hulle vir hulle self geskep het, waar binne hulle God in 'n boksie gesit het, dan begin hy daai wêreld vergelyk met wie God werklik is in hierdie preek. En dis waarmee ons nou al besig is die laaste 6, 7 weke. Soos byvoorbeeld, hy sê, julle het gehoor, jy mag nie moord pleeg nie. Maar ek sê vir julle het gehoor, in julle wêreld is dit slegs verkeerd in God se oë as ek moord pleeg. En dis die God wat ons aanbid. Maar kom ek sê vir julle, as jy net kwaad is vir jou broer, is dit so goed as jy het moord gepleeg. Dis hoe dit in God se wêreld werklik werk. So hy is die hele tyd besig om hierdie kontrasterende goed te sê. En wie hy eintlik aanspreek, is die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy's eintlik direk besig om die onwaarhede wat hulle vir die mense leer aan te spreek. Want hulle was almal net bo blink en onderstink. Dis alwaaroor hulle lewe gegaan het. Solank ons aan die buitekant heilig is, ons vas 2 keer 'n week, ons hou by die meeste van die reëls. Die mense kyk na ons en dink, julle is soos gode. So heilig is julle. En Jesus het reg deur hulle gekyk en gesê, julle het agendas. Julle manipuleer, julle gebruik julle posisie, julle is nie om te dien nie, julle is wit gepleisterde grafte, aan die buitekant is jy mooi, daar binne is jy vrot. Jy's 'n slang. So hy spreek hulle eintlik aan, dis hoekom hy op 'n ander plek weer gesê het, julle het gehoor, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, elke man wat 'n vrou begeer het, reeds egbreek gepleeg in sy hart. En al wat Jesus besig is om te sê, God is nie net hy stel nie net belang in jou buitekant nie. Innerlike reinheid is belangrik. En vanoggend gaan ons aan. Hy gaan weer vanoggend met wat het ons gehoor? En net vir nog 'n bietjie konteks, dat ek net dit ook sê. Ons vergeet baie keer of ons dink nie daaraan nie of dit maak net nie vir ons sin nie dat mense in die wêreld geleef het op 'n stadium sonder 'n Bybel. Maar in Jesus se tyd het niemand 'n Bybel gehad nie. Die Bybel het nie bestaan nie. Die Bybel wat ek en jy vandag het is eers bymekaar gesit 400 jaar na Jesus. En hy was so dik, niemand kon hom eers optel nie. Die Bybel wat ek en jy vandag in ons hande het, is eers in Engels vertaal in die 1500s. Die King James Version. 1500 jaar na Jesus. En niemand mag 'n Bybel gelees het behalwe 'n priester tot dan nie. En hoekom is dit belangrik om te verstaan? Want as Jesus sê, julle het gehoor, dan sê hy nie, jy het gelees nie.
of jy het geweet nie. Vandag sal hy nie teen vir ons sê, julle het gelees. Maar niemand daai tyd kon lees nie. Want daar was nie 'n Bybel nie. En die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle het die kliptafels en die geskrifte en die rolle wat als neergeskryf is, moes hulle vir die mense verduidelik. Hulle moes dit preek. So al hierdie Joodse leiers moes al hierdie inligting oordra. So Jesus is besig om te sê, wat julle by hierdie ouens gehoor het, is dit. Maar kom ek sê vir julle, wie is God regtig? So dis waarmee hy wegspring. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. So, as jy jou Bybel gaan oopmaak, so ver tot hier, alles wat ons gelees het, wat Jesus gesê het, julle het gehoor, kon ons nog terugvat na die eerste 5 boeke van die Ou Testament, wat Moses geskryf het, en ons kon die wet daar gaan haal het. Hierdie wet is nie daar nie. So Jesus sê, julle het by hierdie skrifgeleerdes en hierdie fariseërs gehoor, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Nou, wat min of meer so klink, is Levitikus 19 vers 17 tot 18. Ek lees hom vir julle. Hy sê, jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. 'n Volksgenoot is 'n mede-Jood. Maak die geskil openlik met hom. Met ander woorde, gaan konfronteer hom as jy 'n konflik het, gaan hanteer dit. Moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Nou, hoekom gee God hierdie wet vir die mense? Om vir hulle te wys wie hy is. Hy is genadevol, vergewensgesind. Hy is pro-verhouding. Ek het dit al gesê, as jy in konflik is en een persoon wen en die ander een verloor, dan verloor die verhouding. So, om rekonsiliasie te laat plaasvind, moet ons gesindheid een wees van, ek gaan baie vergewe, en ek gaan moet geduldig wees, en ek gaan moet verdraagsaam wees. So hy wil vir hulle sê, dis wie ek is. Want dit is wie hy met die Israeliete was. Dan maak hulle droog en vergewe hulle, dan tel hulle weer op. Dis so vriendelik. Hy sê met ander woorde, hier's wie ek is. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. En dan sê, en dan sluit hy hierdie af. Dit was wat in die wet gestaan het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Wat beteken? Die skrifgeleerdes en die fariseërs het agtergekom. Dis bietjie moeilik om iemand lief te hê soos jouself. So kom ons haal die soos jouself uit, want die klem lê in elk geval op liefde vir mense. Kom ons hou net by wees lief vir mense. Nie soos myself nie, want ek het myself te lief. Kom ek hulle net lief. Kom ek wees net nice met hulle, en net my volksgenote, gelukkig. Nou wat ook gebeur het, in die Bybelse tyd, as jy in die Ou Testamentiese tyd is, daar was bevolkingsgroepe, die Israeliete, as jy nou die hele oorlogstorie ken, en hoe God elke ander nasie wou uitgewis het, en hy het 'n uitgekiesde volk gehad, dan was daar mense wat hulle oorlog teen gemaak het, en hulle het slawe gevat, en dan moes hulle na hierdie slawe kyk en omsien. Party mense moes hulle as slawe vat, ander mense moes hulle net heeltemal uitwis, en dan wis hulle nie uit, en as hulle ongehoorsaam. Dan was daar tog die bevolkingsgroepe, wat die groot werk van God gesien het, deur die Israeliete, en hulle het besluit, hulle wil die Joodse God aanneem. So hulle wil Jode word. En daar was reëls vir dit. God het gesê, is reg, dit mag gebeur. Dit mag gebeur. En dit is baie belangrik om ook te verstaan wanneer dit hierby kom. Ons lees daarvan in Levitikus 19:34. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle is. So as daar iemand kom van 'n ander bevolkingsgroep wat nie 'n Jood is of wat nie 'n Israeliet is nie, moet jy hom behandel soos wat jy al die ander Jode rondom jou behandel. Hy word deel van die familie, met ander woorde. Eksodus 12 vers 49. Hulle het hierdie geïgnoreer toe hulle hierdie vir die mense geleer het. Die Fariseërs en skrifgeleerdes. Een en dieselfde bepaling moet geld vir die gebore Israeliet en vir die vreemdeling wat julle beskerming geniet. Nou wie is die vreemdeling wat julle beskerming geniet? Dis 'n slaaf in my huis. Hy werk nou in my huis, ek sê Jood. Hy is nou die vreemdeling, hy geniet nou my beskerming, want ek moet hom hanteer met respek en liefde. En die Fariseërs en skrifgeleerdes het dit net heeltemal geïgnoreer. Al vir wie hulle lief was vir mense wat soos hulle gedink het en soos hulle gedoen het. Dit was nie eers noodwendig al die mense wat regtig gebore Jode was nie. Want van hierdie Jode het besluit, hulle sien af van al die Joodse tradisie en die reëls en die regulasies. Dis te moeilik om te hou, en ek gaan nou maar enigiets doen wat ek kan doen om te oorleef in hierdie wêreld. Dan gaan werk hulle vir die Romeinse regering.
Hulle sit 'n tender in by die Romeinse regering en sê, ons sal vir julle tolgeld bymekaar maak by die Jode. Dan stel die Romeine hierdie Jode aan as hulle tollenaars om geld in te samel. En hierdie Joodse leiers, skrifgeleerdes en fariseërs het gesê, julle is ons vyande nou. Ons het julle verseker nie lief nie. Jy moet jou naaste lief hê en jy kan jou vyand haat. Jy kan jou vyand haat. Jesus sê, julle het dit gehoor, maar kom ek sê vir julle, dis sotheid, dis dwaasheid, dis die wêreld waarin julle leef. Maar kom ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Nêrens in die Ou Testament is daai reël spesifiek so nie. Hier is die eerste keer wat hulle dit hoor. Hulle hoor dit uit die mond van Jesus af, en is presies die teenoorgestelde wat die Joodse leiers vir die mense geleer het. Presies die teenoorgestelde. Dis hoekom hulle hom aan 'n kruis vasgeslaan het, omdat hulle so kwaad was vir hom. Maar Jesus het dit gedoen. Hy het dit gedoen. Hy het sy vyande lief gehad, en hy het vir hulle gebid. Nou jou vyand, kom ons begin net gou daar. Wie is jou vyand? Ja, ons het ons vandag baie vyande. Jou vyand is nie jou buurman se hond wat blaf en jou irriteer nie. Jou vyand is nie die ou wat nie die padreëls gehoorsaam wanneer jy by die robot in die stopstraat kom nie. So jou vyand is nie al hierdie mense nie, en baie keer dink ons dit is ons vyand, maar dis nie waarna dit hier verwys nie. Die Jode het vir hulle self geklassifiseer jou vyand. Jou vyand is iemand wat van jou skinder, jou beledig, jou vervolg, jou aanval. Dis jou vyand. So in Suid-Afrika, as ons regtig moet sê ons het 'n vyand, dan is dit iemand wat my wil te nakom. Iemand wat in dit is om my seer te maak, op wat ook al manier. So 'n vyand sal tipies in Suid-Afrika iemand wees wat by jou huis inbreek en jou besteel. 'n Vyand sal tipies iemand wees wat jou probeer van die pad afdruk, want hy wil hê jy moet nou ongeluk maak. Dit sal tipies 'n vyand wees. Ek praat nie van 'n ou wat nie weet hy druk jou van die pad af nie, ek praat van 'n ou wat gewilliglik nou gaan. 'n Vyand sal tipies iemand wees wat jy nou wil slaan. Wel, jy was jou eie vyand as jy na die pub toe gegaan het en jouself saam met hom dronk gedrink het. Nee, dit was nie regtig net hy nie. Dat ek dit net by sê. Maar jou vyand is iemand wat uit is om jou seer te maak. Dis waarna Jesus verwys. Jesus sê, jy moet daai ou lief hê. Ek het dit so 'n paar sondae terug gesê. So wat doen jy met 'n ou wat by jou huis inbreek? Ons sê dit mos hier in Suid-Afrika, ek skiet vir hom dood. Soos wat ons sê. Maar ons Bybel leer ons, as jy dit reg kry, om die pad van die meeste vrede te leer en te beskerm wat God vir jou gee, volg daai pad. So as ek kan wegkom in alle veiligheid, kom weg. As ek dit reg kry om 'n ou vas te druk en hom vas te bind en hy kan niks doen nie, dan vra jy vir hom of hy honger is en dan gee jy vir hom iets om te eet. Vra jy vir hom of hy dors en gee vir hom iets om te drink. Dan vind jy uit of hy verlore is, dan verkondig jy hom in die evangelie, en as die polisie hom opdaag, dan oorhandig jy hom. Dis eintlik wat ons veronderstel is om te doen. Jy bid vir hom voordat jy hom laat gaan. Waarvoor bid jy? Jy bid dat hy ook die openbaring sal hê van wie God is. Dat hy ook so vrygewig en vredelewend en vergewensgesind sal wees soos wat God met jou en my is. Dis waarvoor jy bid. Dis hoekom jy vir hom bid. Jy moet jou vyand lief hê en jy moet bid vir die wat jou vervolg. Is dit nie presies wat Jesus gedoen het nie? Die ouens wat hom so pas in 'n kruis vasgeslaan het, wat sy rug van agter af oopgeslaan het, tot jy sy ingewande kan sien. Spykers deur sy hande en sy voete geslaan het. Hang hy aan die kruis en hy sê, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie, hulle het nie perspektief nie, hulle weet nie wie God is nie. Hy bid vir hulle. Is dit nie wie Jesus was nie? Hierdie is, wat Jesus hierso sê, is nie besig om te sê, hê mense lief soos jy hulle lief het nie, of soos jy jouself lief het nie. Jesus is besig om te sê, hier's God se standaard. Dis veronderstel om in my en jou 'n bewusmaking te bring van hoeveel genade ons werklik nodig het. Dis veronderstel om binne in my en jou, binne in ons die krag te wek om te sê, Here, ek is jammer. Here, ek bely. Ek het verlossing nodig. Ek het hulp nodig. Dis wat dit veronderstel is om te doen. Want uit ons eie krag uit
hoe kan ek iemand lief hê wat in my huis nou staan om my gesin seer te maak? Ek het bonatuurlike krag nodig om te doen wat Jesus gedoen het. Ek het nodig om hom te vertrou om my te help met hierdie, want ek kan dit nie myself kry om dit te doen nie. Dis wat hierdie veronderstel is om in my en jou wakker te maak. Hoekom moet ons hulle so lief hê? Jesus, hoekom moet ons vir hulle bid? Hoekom moet ons hulle lief hê? Hoekom moet ons hulle hanteer met dieselfde genade wat U ons hanteer? Sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Want dit is hoe jy en ek bewus is van die Here is teenwoordig in my lewe. Dis hoe jy en ek geleer het. Het jy geweet 'n kind doen wat sy ma en sy pa doen? Luister bietjie. Partykeer kry 'n pa en 'n ma so skaam as hulle kinders hoor praat. Né? Ek verstaan as hulle 2 en 3 is, dan is hulle konsepte so 'n bietjie. Maar jy weet as hulle in hoërskool kom, hulle na op jou. Hulle na op jou want hulle begin doen soos jy doen. Hulle begin praat soos jy doen. Hulle begin praat oor hulle maatjies soos jy oor jou vriende praat. Hulle begin praat oor die familie soos jy oor die familie praat. Hulle begin gemak geniet soos jy dit geniet. Want dis wat hulle leer. Julle weerspieël jou huis. As jy werklik gered is, hy is jou verlosser, al jou vertroue is in hom. Jy vertrou hom om die krag in jou lewe is wat elke dag manifesteer, dan gaan jy dit begin weerspieël. Dan gaan jy ook begin om dieselfde genade te. As jy werklik in jou lewe gefokus is op hoe genadig die Here met jou is. As jy werklik weet hoeveel foute jy het en hoeveel genade jy nodig het, dan is dit baie eenvoudiger om vir 'n volgende mens dieselfde te gee. En jy sal erken word as 'n kind van die Here. Dis vir ons, hier is 'n uitdaging. Hier is nie maklik nie. Ek het al baie vyande in my lewe gehad. Ek het al baie mense met baie stry gekry en konflik gehad. Hierdie is nie eenvoudig nie, sodat julle kan kinders wees van julle Vader in die hemel. Ons sit saam met hom in die troonkamer, ons sit by sy tafel, ons eet saam met hom, en daar leer ons wie ons pa is. Daar het ons 'n intieme en persoonlike verhouding. Daar begin ons maak soos hy maak, en doen soos hy doen. Hy laat immers, en kyk wat sê Jesus van God, hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen, en ook die wat verkeerd doen. Onregverdig, Jesus. So Paulus 10:10 Saulus, voordat hy Paulus geword het, gesê het. Inteendeel, ons moet hierdie mense uitwis, met my naaste lief en my vyande moet ek haat. Onregverdig. Hoekom kry die mense wat die slegte ding doen, dieselfde son skyn, dieselfde reën? Dit sê vir ons, wie is God? Wie is God? Hy is ononderhandelbaar, vrygewig, teenoor almal. Hy wil hê almal moet sy goedheid beleef en ken. Hy laat die son die warmte van sy liefde skyn. Hy laat dit reën op almal se oes. Nou, Jesus is besig om vir ons te vertel van God se welwillende liefde, of jy kan praat van sy welwillende genade, of sy welwillende vriendelikheid, sy goedheid. God is goed. Hy is altyd goed. En die feit dat hy dit laat reën op geregtigheid en ongeregtigheid, wys vir ons hoe goed hy is. Hy is geregtig. Want wat ons eintlik verdien, is 'n pak slaag soos die een wat Jesus kry. En 'n dood soos die een wat Jesus gekry het. Dis wat ons eintlik verdien. Maar hy gee vir ons welwillende genade, welwillende liefde, welwillende vrede en versorging. Nou dis iets anders as 'n selfvoldane liefde. Ek wil wel die begrip hierso verduidelik. Daar's baie mense wat sê Jesus het jou lief. Jesus het jou lief. En ons gebruik dit baie los sonder om eintlik te besef wat dit beteken. Ons sal dit sommer vir enige iemand sê. Jesus het jou lief. Sommer die ou met die robot wat berel. Jesus liefde. Jesus het jou lief. En ons skeer dit amper so altyd onder dieselfde kamp. Dat is alles dieselfde. Die Here het die sondaar lief net soos hy my lief het. Dis so goed soos om te sê, iemand kom en hy, wat doen jy vir 'n lewe? Nee, ek werk met kinders. Hoekom werk jy met kinders? Nee, ek's lief vir kinders. Jy werk by die kleuterskool, jy werk met kinders. Ja. Is jy so lief vir die kinders by die kleuterskool soos wat jy vir jou eie is? Nee. Welwillende liefde is ek het 'n hart om goed te wees vir kinders. Selfvoldane liefde is
'n persoonlike liefde wat jy het vir jou eie kind. En daai verskil bestaan by God ook. Sy welwillende liefde is eintlik genade, is eintlik lankmoedigheid, wat hy uitstort, dat mense tot inkeer kan kom, is om mense geleentheid te gee om sy goedheid te beleef en na hom toe te draai en te bely en hom te begin volg. Dis wat ons noem welwillende liefde. Maar sy selfvoldane liefde is beskore net vir sy kinders. Dis beskore vir net die wat gered is. En hierso praat ons van welwillende liefde. Ons praat nie van selfvoldane liefde nie. So as jy vir 'n ou sê, die Here het genade op jou, omdat jy nog leef en omdat jy nog kan aangaan of hy nou die Here dien of nie, dan is dit waar. Dis welwillende genade. Dis welwillende liefde. Want dis hoe die Here dit uitstort. Oor die hele wêreld, almal kry dit. Daar's nie een wat uitgesonder word nie. Maar selfvoldane liefde is beskore vir sy kinders. As jy net die lief het, en kyk wat sê Jesus hier. O, is ek af hier op die skerm? Sorry julle, is ek al lank af? Hy sê in vers 46, hy sê, as julle net die lief het wat vir julle lief het, wat 'n loon kan julle dan nog verwag? Met ander woorde, hy sê, wat is daarin? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie, Jesus, en dis hoekom hulle Jesus aan 'n kruis vasgeslaan het, hy het sopas al die Joodse leiers wat die Here volg, wat glo hulle is in verhouding met God, die wêreld waarin hulle leef met God saam, het hy hulle sopas gelykgestel aan tollenaars. Nou, 'n tollenaar het 'n spesifieke kategorie gehad. Jy het sondaars gehad en hulle gaan hel toe, almal van hulle, maar 'n tollenaar het 'n spesiale warmkamertjie in die hel. Dis hoe hulle daai tyd gered het. Dis die onheiligste, onreinste, vieslikste plek wat jy kan inleef, is 'n tollenaar. En Jesus sê, wat doen 'n tollenaar? Wanneer is hy vriendelik? Hy is vriendelik met mense wanneer daar eie gewin vir hom in die verhouding is. Wanneer hy iets uit die verhouding uit kan kry wat vir hom goed is. Dis al hoekom hy noodwendig sal vriendelik wees, of sal goed wees. En Jesus sê vir hierdie klomp Joodse leiers, doen julle nie dieselfde nie? As julle nie net lief vir die mense wat julle lief het, want daar's iets vir jou in dit in nie, is dit nie kom jy dit doen nie? Is net omdat daar vir jou voordeel in is, dat jy hierdie verhouding diens. Maar net die volgende ou vir wie jy nie hou nie, gaan jy niks met daai verhouding uit te waai nie. Uiteindelik, want daar's niks vir jou in dit in nie. Maar God laat dit reën oor geregtig en ongeregtig. Hy voorsien vir mense wat reg en verkeerd is. Hy sê, is jy nie dieselfde as 'n tollenaar nie? Is jy nie dieselfde as 'n sondaar nie? Hierdie ouens moes baie kwaad gewees het vir Jesus. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook, maar net so nie. Nou die woordjie heiden beteken goddeloos. Die goddelose mense, die mense wat nie die God van die Jode aanbid nie. Nou is Jesus besig om vir hulle te sê, jy is gelyk aan 'n goddelose mens, as jy net die mense groet, wat soos jy dink, en soos jy doen. Dis so goed soos jy het nie 'n God nie. Jy sit nie om sy tafel saam met hom, en weerspieël wie jou pa is, daar buite vir die wêreld om te sien nie. Jy is net so goed soos 'n goddelose mens, sê Jesus. Maak jy heidene nie ook so nie? Dis in ons tweede natuur, om nie mense noodwendig te groet, wat ons nie weet wie hulle is nie. En ons regverdig dit deur te sê, nee, dis vir my eie veiligheid. Nou maak hierdie persoon my seer. Wat ek net gou wil sê is, hierdie is nie 'n persoonlikheidsding nie, want mense dink partykeer die grootste klomp verskonings uit om nie te doen wat Jesus sê nie, soos, dis nie in my persoonlikheid nie. Dis net nie wie ek is nie. Ek is 'n ekstrovert, ek kan nie stil bly nie, of ek is 'n introvert, ek kan nie praat nie. Daar's 'n verskil tussen 'n persoonlikheid en 'n karakter. Jou persoonlikheid is soos jou vingerafdruk. Jou vingerafdruk verander nooit in jou lewe nie. Hy kan nie verander nie. Jy het 'n emosionele vingerafdruk, wat ook maksimum, volgens wetenskap, miskien 1% in jou leeftyd kan verander. So as jy ekstrovert is, gaan jy ekstrovert doodgaan. As jy avontuurlus is, gaan jy altyd avontuurlustig word. Jy gaan nie ewe skielik versigtig wees. As jy konservatief is, gaan jy altyd konservatief bly. Jy gaan nie ewe skielik 'n pionier word wat altyd
alles gaan jaag en soek nie. Jou persoonlikheid bly dieselfde. Jy word so gebore en elke ou het 'n unieke persoonlikheid. Net soos sy vinger afdruk het elke ou 'n unieke persoonlikheid. Dis nie waarvan Jesus hier praat nie. Persoonlikheid noem ons jou natuurlike manier van optree as gevolg van wie hy jou gemaak het. Hy praat hier van karakter. Karakter is aangeleerde manier van optree. Die manier hoe jy met mense praat, het jy by jou ouers geleer. Die manier hoe jy iets hanteer wat jou bedreig, het jy by ander mense gesien hoe hulle dit hanteer en jy het dit ook so gehanteer. Dis karakter. En dis waarvan Jesus hier praat. Hy sê, vriendelikheid is 'n karaktereienskap. Vir mense wat nie noodwendig is wie jy is of wie jy ken nie. Dis 'n karaktereienskap. Hier is dieselfde wat Jesus gesê het, net bietjie op in Matteus 5 waar hy gesê het, salig is die wat sagmoedig is, want aan hulle sal 'n nuwe aarde ontvang. Sagmoedigheid, ons klassifiseer dit altyd met, dis iemand wat sag is. Dis iemand wat nie sterk is nie. 'n arme, sagmoedige mensie. Ja, ons moet hulle maar help. 'n Sagmoedige mens is eintlik iemand met verskriklik baie selfbeheersing en krag. Want ten spyte van wat in jou omstandighede gebeur, ten spyte van hoe siek jy is, ten spyte van hoe alles uitmekaar uitval, hoe die finansies nie is wat dit is nie, hoe jou verhoudings nie is wat dit is nie, bly jou vertroue in die Here en bly die manier hoe jy optree elke dag dieselfde, want jy leer by jou pa hoe om op te tree ten spyte van al daai goed. Dis 'n karaktereienskap, vriendelikheid. Nie is dit nie my geaardheid nie. Ek kan nie vir almal glimlag en vriendelik met hulle wees nie. Dis 'n verskoning wat jy vir jouself gee, om jouself te verskoon, om nie ander mense so lief te hê, as wat jy jouself het nie, want jy is nooit ongeskik met jouself nie. So ons nou moet eerlik wees hier vanoggend met mekaar. Weereens, Jesus is nie besig om te sê, hierdie is wie jy elke dag moet wees, as jy dit nie is nie, gaan jy hel toe nie. Wat Jesus hier besig is om vir ons te sê, is om vir ons te sê, wie is God en wat is God se standaard? En dis veronderstel om ons te bring op die plek wat ons wil sê, meer van hom en minder van my. Ek het meer redding nodig. Ek het meer nodig om hom beter te leer ken, sodat ek werklik kan wees wie hy wil wees in hierdie aardbol. Want my agenda is om te sê wat hy sê, en te doen wat hy doen. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is, sê Jesus. Nou daai klink verskriklik. Volmaak? Kan ek volmaak wees? Ons praat nie hier van sonde nie. Ons praat nie, daai woord is nie perfek nie. Jesus sê nie, wees dan perfek soos julle hemelse Vader perfek is nie. Die Grieks, hier is in Grieks geskryf, die woordjie volmaak beteken ten volle ontwikkel of volwasse. Met ander woorde, as ek jou gered het met 'n begeerte in jou hart, groei en leer en word volwasse en begin hierin leef. Dis wat dit beteken. Net soos wat jou Vader dit elke dag uitdeel, begin jy dit uitdeel. Nie wees perfek nie. Ontwikkel, word volwasse, word vriendelik. Neem in ag wat gaan om jou aan. Die Here wil sy goedheid deur jou in die hele wêreld verkondig. Dis wat Jesus sê met daai woorde. Dit kom nie vir ons natuurlik nie. Dit is nie ons tweede natuur nie. Wat ons tweede natuur is om net in onsself te leef. Ouens, dalk maak ek jou kwaad as ek dit vanoggend sê, maar die moeilikste plek om hierdie te beoefen is met ander rasse. En hoe ons groot geword het. Hoe ons geleer is. En om hierdie ding te breek in my kop, gaan net gebeur as ek regtig moeite doen om uit te vind wie die Here is. En tyd saam met hom te spandeer. Dit kom vir ons natuurlik om net te doen wat vir ons gerieflik is. So wat leer ons vanoggend by Jesus? Nommer 1. God is onpartydig vrygewig. Hy kies nie kant nie. En ek wil dit weer sê, hierdie is 'n baie praktiese gedeelte waaroor Jesus hier praat. So wat moet ons doen? Ons moet ons vyande lief hê en ons moet bid vir hulle. Waarvoor bid ons vir hulle? Dat hulle dieselfde perspektief van God sal hê as wat ek beleef, sy genade. Ons kan mekaar verveel oor wat moet ons doen, maar wie is God? Dis waar ons moet fokus in hierdie stuk. Wie is hy? Wat doen hy? Want dis die karaktereienskap wat deur my lewe gaan skyn as hy in my gewerk het. God is onpartydig vrygewig teenoor alle nasies, alle rasse, alle tale, goed of sleg, alle tye. Dis hoe goed hy is. En hy's genadig. En hy's lankmoedig, hy's geduldig.
Dis wat ons noem die vrug van die Gees. Dit is wat die vrug van die Heilige Gees in jou doen, Galasiërs 5:22. God bewys sy goedheid aan alle mense, selfs die wat hom ignoreer. Weet julle die ou wat Jesus se kruisiging oorsien het, vir wie Jesus oorhandig is deur Pilatus, die hoofsoldaat wat moes kyk dat Jesus se kruisiging vlot verloop. Het deur Jesus se lyding en hoe Jesus gereageer het deur die hele proses. Toe Jesus sy kop laat val en hy sê dit is volbring en hy sterf. Toe staan daai hoofsoldaat wat 'n Romein is, wat nooit 3 jaar lank saam met hom rondgeloop het en al die wonderwerke gesien het wat hy gedoen het nie. Toe staan hy, toe sê hy moet werklik die seun van God wees. Hy moet werklik die seun van God wees. Ek het al hoeveel mense gekruisig en ek het dit nog nooit in my lewe beleef nie. Nog nooit in my lewe gesien nie. Selfs die mense wat hom ignoreer, is hy goed mee. Selfs die mense wat hom nie eens geken het nie 'n pad saam met hom gestap het nie. Selfs die fariseërs wat hom beskuldig het van hy doen die duiwelse werke. Hy het nie opgehou om vir hulle goed te wees nie, hy het nie opgehou om hulle te leer nie. Ja, hy het nie gedoen sonder om hulle te beskuldig van hulle skynheiligheid nie. Maar dis sy liefde wat hom gedryf het. En hy het aangehou. Sy standaard is volmaak en 'n voorbeeld vir gereddes om na te streef. Sy standaard is wat die wêreld nodig het. En ek en jy kan daarna streef om dit te doen. En laastens wil ek sê, vriendelikheid is 'n karaktereienskap. En ek is oortuig daarvan, ons moet 'n groot bemoeienis maak met God se karakter. Wie is God? Ons moet 'n bemoeienis maak om uit te vind wat is sy karakter. Want dis wat hy in my en jou doen. Dis die karakter wat hy in my en jou kweek, om dieselfde geduld en vriendelikheid te hê. Dis hoekom Jesus gesê, 'n nuwe verbond gee ek vir julle. Hê mense lief soos ek julle lief gehad het, nog voordat jy die geleentheid gehad het om gered te word, 'n nuwe mens gemaak te word met 'n begeerte vir God. Toe jy nog in jou sonde was, het hy klaar vir jou gesterf aan 'n kruis, want hy het geweet jy gaan dit nodig hê. Hy het dit klaar gedoen vir jou. My missie in my lewe is om te leer, wat is God se karakter en hoe kan ek dit weerspieël? Kry ek dit reg? Is ek nog kinderagtig? Kom ek daarby uit? Is 'n groot gestoei en 'n gesukkel. Maar ek hou nie op om my vertroue op hom te sit nie. Elke keer as ek val, dan sê ek, Here, ek het U nodig. Here, vergewe my. Here, help my. Dan bely ek. Nie net teenoor hom nie, maar ook teenoor die persone wie ek te nakom. As ek nie God se goedheid weerspieël het nie, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons gee U al die eer en ons loof U en ons prys U dat ons vandag hier kan sit. Want toe ons nog in ons sonde ver verwyderd was van U, het U reeds U genade oor ons uitgestort. Was U reeds daar om vir ons te voorsien vir wat ons nodig het. Here, help ons met hierdie. Ek wil bid dat elkeen van ons so warm vlam van begeerte in ons sal hê, dat ons nie sal anders kan as om U te soek en U te vind en U karakter te begin openbaar in die wêreld om ons nie. Dat ons deur U krag ons vyande sal lief hê en vir hulle sal bid. Dis my gebed vanoggend, Here. Here, U is almagtig, U is groot, daar's niemand soos U nie. Dankie dat U so geduldig met ons is om vanoggend weer met ons te praat en nooit op te hou nie. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.